In ons gesels oor koester positiewe emosies om te floreer, is vandag se tema koester hoop. Ek voel altyd jammer vir die mense wat aan die kant van die pad sit en wag vir werk. En deesdae is daar soveel van hulle wat met 'n lang stok met 'n verfroller aan die punt staan en kwaste wat afhang, so hulle doen soort van 'n advertensie dat hulle bereid is om te verf. Besef jy dat elkeen van hierdie mense wat langs die pad staan met die oë op om hopelik werk te kry, dat hulle die oggend moet opstaan met hoop? En dis die tipe hoop dat hulle vandag wel werk sal kry. En soveel dae is hulle teleurgestel. Natuurlik weet ek dat hierdie hoop nie net beperk is tot die mense langs die pad nie, want in ons land is daar meer as 8 miljoen mense wat werkloos is. En dis nie waar, so sommige dink, dat die meeste van hulle nie wil werk nie. Die dilemma is, as jy al soveel kere vir werk gevra het, en jy dit nie kry nie, dan groei daai gevoel van hopeloosheid op jou, en dit lei tot swak motivering, en dit is 'n bose siklus van 'n afwaartse spiraal wat dan begin gebeur. So diegene wat werk het, wees dankbaar, en diegene wat nie werk het nie, bly werk daaraan en bly hoop. Hoop is 'n positiewe emosie wat jou vorentoe help. Volgens Fredrikson verbreed dit jou visie en help dit jou om die krag te kry om uitdagings te oorkom. Hoop is baie opvallend in Paulus se brief aan die kerk in Rome. Die gemeente het baie uitdagings gehad wat hulle as Christene in daardie heidense konteks waarin hulle moes leef in die oë moes kyk. Hoe bid Paulus vir hulle in Romeine 15 vers 13? Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons kan hierdie woorde natuurlik ook omset in ons eie gebed vir vandag en sê, Here, sal U as die bron van hoop my deur my geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat my hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. En dan rig jou gedagtes op God en op God se getrouheid. En weet dat die fase waarin jy nou is ook deel van jou groei in hoop. En hou vas daaraan dat God se tydsberekening altyd in plek is. Koester hoop, leef geïnspireerd.